Ons hemelse Vader, dis kosbaar en wonderlik om u woord in ons harte te dra. En elke keer as ons die Bybel oopmaak, en elke keer as ons daarin lees, en elke keer as ons deur die bladsye van die Bybel blaai, dan is daar vir ons 'n nuwe openbaring. Nie omdat ons goed is nie. Nie omdat ons daarin belangstel nie. Nie omdat ons slim is nie, en nie omdat ons goeie geestelike, teologiese agtergrond het nie. Die Bybel is vir ons nuut. Die opening van die woord gee vir ons lig, omdat die Heilige Gees, wat hierdie Bybel geïnspireer het, omdat die Heilige Gees die woord vir ons oopbreek en duidelik maak. Ja, die woord sê die skrif, die woord van God, die Bybel, is nie 'n saak van eie uitleg nie. Maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van God gespreek. Baie dankie, dat ons vanaand weet, dit is Pinkster, dit is die laaste aand van Pinkster, dit is die geleentheid, wat ons dink aan daardie dag by die fees in Johannes 7 vers 37 en 38 en 39, toe hy gesê die laaste dag van die fees, het hy die mense na u toe geroep en gesê, as iemand in my glo, soos die skrif sê. Here, daar's baie dinge wat in die tyd wat ons lewe gebruik word, vir die Heilige Gees. Daar's baie snaakse idees oor die heiligmaking, en daar is baie idees en onbybelse praktyke, wat mense hoogmoedig maak, en 'n grootheidswaan laat lewe, en dan nie besef dat Jesus gesê het, leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Here, dit is kosbaar om te weet, dat dit dan juist die Heilige Gees, die wondersoete Heilige Gees, wat in ons woon, wat ons verseël het, tot die dag dat ons by u gaan wees, dat dit daar u Heilige Gees, wondersoete, Heilige van die hemel, wat na ons toegekom het, die een is wat ons begenadig, wat die woord vir ons oopmaak, dat ons daarin kan sien, sodat ons kan glo, nie wat die teologie sê nie, nie wat die verklaring van tekste is nie, maar dat ons kan glo, soos die skrif sê. Open ons harte, en ons oë, en gee vir ons geestelike insig, en help ons om in hierdie oorige tyd, wat op aarde is, terwyl die uurglas van genade besig is om leeg te loop, vir hierdie wêreld, en ons waarlik vanaand met oortuiging kan sê, dat die skrif, is vir die wêreld aan die muur, dat ons daardie oorige tyd, nie meer in die vlees sal lewe, of vleeslik sal optree, maar dat ons sal leef as kinders van die Here, kinders van die lig, kinders van die Gees van God in ons harte, in hierdie wêreld waar ons vir u moet skyn, soos 'n duidelike helder lamp, in 'n donker plek, om rondom ons, waar ons lewe en waar ons werk, vir u te skyn, in donker harte, van honger mense, wat teleurgesteld in hierdie wêreld loop. Seën ons, baie dankie vir elkeen wat gekom het, ook vir hulle wat na hierdie boodskap op 'n YouTube groepie of 'n WhatsApp klippie gaan luister. Dat u hulle ryklik sal seën, en dat ons dit sal aanstuur, en dat baie mense daardeur geraak sal word, omdat u Heilige Gees die Gees is, wat die swaard, die woord van God hanteer,
En nou wil ek vanaand agter die kruis skuil en vra dat U sal help, dat ek net sal sê wat U woord sê, en dat ons dit sal verstaan, wat U soete Heilige Gees ook aan die gemeente sê. Ons dank U daarvoor, in Jesus se wonderlike, dierbare en ewige, en alles omvattende naam. Amen. Liewe kinders van die Here, liewe vriende, ons het in die aande wat verby is, net oor die Heilige Gees gepraat. Ons het al die Bybelwaarhede en al die gedagtes, het ons uit die boek Handelinge met U gedeel. Vanaand gaan ons met U praat oor 'n vraag. Hoe om heilig te word? As ons daarna kyk, dan is dit 'n gedagte en 'n tema wat absoluut in 100% botsing is met mense se sondige natuur. Ek het 'n bietjie gedink oor 'n kosbare waarheid. En ek gelees toe oor wat sê die Bybel, hoe om heilig te word en hoe om heilig te wees. En nou moet ons vandag 'n bietjie met mekaar praat oor 'n persoon, waaruit ons 'n stukkie in die Bybel gaan lees oor vanaand se tema. 'n matroos. 'n matroos is een van die rofste mense wat ek in my lewe ontmoet het. Almal is nie so nie. Daar is mooi matrose, daar is mooi, voorbeeldige, toegewyde kinders van die Here onder die matroses groep. Maar ek het 'n klompie matrose ontmoet in Mosselbaai, 'n klompie jare gelede. En dan het hulle onverskrokke die duiwel gedien. Hulle het alles wat verkeerd en alles wat sleg is gelewe, en daar op die diep see, wanneer hulle die storms en die golwe en alles rondom dit trotseer, helaas nog meer seker in die vorige eeue. En ek was geskok toe ek hoor van hierdie matrose, wat wanneer hulle in die hawe dok, dan kry hulle vir hulle klomp van die hawe los vrouens. En dan smokkel hulle in die boot. En dan hou hulle daar. En wanneer daar die boot die dag uit die hawe uitvaar, dan los hulle op die boot. En die hele pad wat hulle reis, hierdie rowwe matrose, raak hulle nou op die pad moeg vir hierdie losvrouens wat hulle daar op die kaai gekry het. En in die nag wanneer die kaptein en die onderkaptein en die tweede in bevel die boot stuur, dan vat hulle daar die vroumense, dan gooi hulle oorboord. Al die matrose is nie so nie. Maar dit was maar 'n kykie wat ek gekry het in die lewe van mense wat rof lewe. Ek lees in die Bybel, daar was so 'n man, en sy broer se naam was Andreas. En Andreas was die een talentman, ons lees in die Bybel 3 keer van hom, en elke keer bring hy iemand na Jesus toe. 'n geesvervulde kind van die Here. En op 'n oomblik, toe hy die 3de keer besig was, toe stap hy na hierdie rowwe, gruwelike, moeilike, eiesinnige Petrus, sy broer toe. En hy kom staan voor hom en hy kyk in sy oë, en Andreas sê vir Petrus net 'n paar woorde. Hy sê, ons het die Messias gevind.
Daar het alles in Petrus se lewe begin. Toe een kind van die Here in die krag van die Heilige Gees die gehoorsaamheid en onderworpenheid aan die Here Jesus gelewe het. Toe hy gedoen het wat die Here wil hê hy moet doen. Toe hy gedoen het die rede hoekom die Heilige Gees na die aarde sou kom, het hy nog vir dit gewag, maar in gehoorsaamheid in Jesus se skool, soos ons gisterand met die gedeel het hy gedoen wat gedoen moes word. Nou gaan ons vanaand ietsie oor Petrus sê. En ons gaan 'n gedeelte in die Bybel met Petrus begin en met hom afsluit. En ek wil bid dat die Here u en my gaan help om dieper te sien as maar net die oppervlak van dit wat ons soms in ons stilte tyd oorlees. Ek lees Petrus sê iets van 'n mens. En ek dink hy kan met oortuiging praat. Want hy kan ook praat van die ou lewe wat agter hom gelê het, sy ou matrooslewe. En baie keer in hierdie nuwe lewe wat hy in Christus gevind het, toe daar staan, Andreas het Petrus gevat en hom na Jesus toe gelei. Het hierdie ou lewe van hom, gewoontes en goed wat miskien gebeur het in eie sinnigheid, elke keer ook weer deurgekom. By geleentheid, toe die Here sê, julle sal in hierdie nag almal van my aanstoot neem. Toe Petrus die een, wat sê hy, dit sal gewis nie so wees nie, ek sal saam met u sterwe, al moet ek saam met u tot in die dood gaan. En daai aand, toe verloon hy die Here Jesus toe die haan kraai. Hierdie selfde Petrus was die een wat toe Jesus die disippels se voete was. Toe kyk hy na hulle so, en ek wil weer vir u sê, dis hier waar die heiligheid van die Here Jesus ter sprake kom. Dit gaan nie oor sekere uiterlike goed wat 'n mens doen en nie doen nie. Dit gaan oor jou hart, jou gesindheid, wat jy in jou binneste dra. En terwyl hy daar tussen hierdie 12 sit, as 11 ander sit en Jesus begin om hulle voete te was, toe het hy seker daar gedink, ja, julle hou julle so heilig. Nou moet die heilige seun van God julle voete was. Julle dink mos hy's goed. Julle is te goed om nee te sê. En toe Jesus by hom kom, en hy sy voete wil was, toe sê Petrus, Here, u sal in der ewigheid nie my voete was nie. Hy wil eintlik sê, Here, ek is nie so heilig, soos hierdie ouens wat toelaat dat u hulle voete was nie. Hy wil eintlik daar kom en hy sê vir die Here, u sal nie my voete was nie, want ek is tog nederig. Ek is die kleinste. Kan jy sien dat selfs in jou optrede, kan jy die hart van die Here Jesus misverstaan. En Jesus sê vir hom, Petrus, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. En toe wil Petrus 'n bad hê. En hy sê, Here, sommer my hande, en my voete, en my hele liggaam. En die Here sê, nee. Dis net nodig dat ek jou voete was, want dan kan jy rein wees. En nou kom Jesus vanaand deur hierdie op en af Petrus, en hierdie man wat 'n matroos agtergrond het, en daardie Petrus praat van ondervinding. Hy praat van wat hy van weet. Hy praat van wat hy was. En hy praat van wat hy nou is. Hy praat van mense wat verlore was. En hy sê, wat doen God hulle vandag? Nadat die Heilige Gees binne in hulle harte lewens kom woon. Ek hoop ons gaan dit vanaand regkry, om dit te verstaan. Om dit in ons harte te dra, en die Here se genade te kry, om te weet, dis wat die Bybel sê, dis wat ons gaan lewe, en dit wat ons van God gaan verwag.
Hoor jy die mooi woorde in 1 Petrus 2, kom ons lees vanaf die eerste vers. 1 Petrus 2. Hier is 'n klomp inligting, wat God deur Petrus vir my en jou en vir elke kind van die Here deur die eeue heen aankondig, wat hy van ons vra. Ons verantwoordelikheid as kinders van die Here. Jy sien, voor ek dit lees, baie mense wil al die verantwoordelikheid aan God gee, sodat ek maar net sit en wag om alles te ontvang wat God vir my moet gee. Maar nee, dit staan nie in die Bybel nie. Daar is 'n verantwoordelikheid. En hierdie kinders van die Here moet dit hoor. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid. Hy praat van die voordoen, die bombakkies wat ons opsit. Hy sê ons moet dit aflê en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Dis nie goed wat God aan ons doen nie. Dis nie goed wat ons met 'n teelepeltjie gevoer kan word nie. Dis nie goed waarmee ons in ons opvoeding moet groot word nie. Dis goed wat kinders van die Here moet doen. 'n verantwoordelikheid wat op kinders van die Here se lewe lê, wat God hulle nie aan hulle nek vat en sê, nee, jy doen nie dit nie. Hy sê, ek en jy moet 'n keuse maak. Ek en jy het 'n besluit om te neem. Ek en jy het 'n taak om te verrig. En ek weet nie of jy agtergekom het, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê hy, en dit. Dit lyk of daar 'n baie groot verantwoordelikheid op kinders van die Here se lewe rus, wat hulle leefwyse, hulle woorde en hulle gedrag in hierdie wêreld bepaal. Wat God van ons verwag. Hy sê, as julle in vers 3 ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is. Dis nou net 'n ander manier om te vertel dat die Heilige Gees in jou hart kom woon het. Want jy het ten minste gesmaak dat die Here goedertierend is, toe hy in my lewe kom woon het, my sy kind gemaak het en my wederbaar het. Nou staan hierdie mooi woorde daar. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die bouers en die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En hier is nog iets wat hy van ons vra. Laat julle ook, soos lewende stene, opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Dis goed wat kinders van die Here moet toelaat in hulle lewe, in hulle oorgawe aan die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ek en jy het 'n taak. Ons het 'n verantwoordelikheid om 'n geestelike huis vir die Here te word, wat opgebou moet word om God te verheerlik. Nou hoor jy die mooi woorde. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. Die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Hy sê die dag as jy weergebore word in 'n kind van God, in hierdie wêreld lewe, in oorgawe aan die soetstem van die Heilige Gees wat binne in jou woon, in gehoorsaamheid aan hom, sal jy nooit met 'n rooi gesig in hierdie wêreld staan nie. Jy sal nooit beskaam wees nie. Want jy sal vasstaan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het, met nederigheid
en liefde en onderworpenheid aan die Here. Vir julle dan wat glo, is Jesus kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woorde, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover in die Here se woord. Liewe kinders van die Here, ons hoor soms dat mense sê, nou, wie is nou heilig? Het jy dit al gehoor? Mense sê, maar niemand is volmaak nie. En dan staan 1 Petrus 2 vers 9 vanaand soos in palmowater. Petrus sê, wat God van kinders van die Here gemaak het, toe hy binne in hulle kom woon het, deur sy wondersoete Heilige Gees op Pinksterdag, en toe hulle tot geloof in Christus gekom het. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Hy sê nie julle gaan dit wees nie. Hy sê nie julle gaan probeer om dit te wees nie. Hy sê nie julle moet lang gebede bid en baie huil en smaakvol vir die Here probeer optree en probeer om so te word soos julle dink heiligheid moet wees nie. Hy sê nee. Dis voltooi. Dis verby. Toe God se Gees deur sy liefdevolle inwoning in jou plek kom vind het, word hierdie woorde 'n werklikheid in jou lewe. En elke keer as ek dit lees, dan kry ek skaam. Dan voel ek klein. Dan voel ek nederig om voor die Here te buig en te sê, Here, ons verdien dit nie. Maar U het dit van ons gemaak. 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, as eiendom verkry, en dan hierdie groot goddelike lewensopdrag aan elke kind van die Here op aarde, om te verkondig. Hoekom is jy nie gered nie? Hoekom het jy nog jou hart vir die Here gegee nie? Nee, om te verkondig die deugde van hom, Jesus, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Nou is daar klomp mense wat hierdie teksvers gebruik, en sê, hierdie volk is die Jode. Dis die Israeliete. Dis God se volk. My Bybel sê vir my, as hy sê, mense is 'n heilige volk, dan sê hy, dit is mense wat iewers genade gekry het en 'n volk geword het, want die volgende teksvers sê, wat geen volk was nie. Met ander woorde, dit kan nie die Jode wees nie. Dit kan nie God se volk Israel wees nie. Dit kan geen volk op aarde wees nie, want die Bybel praat hier van 'n volk wat nog nooit 'n volk was nie. En daar op Pinksterdag het die eerste 3000 mense in wie hy kon woon het, God se volk geword. Maar 'n heilige volk, omdat die Heilige Gees binne in hulle kom woning maak het. As ons daarna kyk, dan kom staan die Here by u en my, en hy sê, mense soek iets. Mense jaag na heiligheid. Mense doen 'n klomp goed, wat hulle dink, dit maak hulle heilige mense. En dan kom die Here, en hy sê vir ons,
as ons onsself vertrou, as ons self probeer, dan moet ons iets verstaan van die woord heilig. Hierdie woord heilig, hagios in Grieks, sê, dis afgesonderde mense. Dis mense wat op sy gesit is. Dis mense wat eenkant gesit is. Dis mense wat in hierdie wêreld lewe en God sê, as sy gees binne in jou kom woon het, is jy eenkant gesit. Jy's heilig. Jy's 'n afgesonderde persoon. Nie jy sal dit wees as jy mooi werke doen en goed probeer nie. Hy sê jy is dit. En wat ek en jy as kind van die Here elke dag moet onthou. En dit is dat hierdie teks in die Bybel waar is, as God sê, jy is in hierdie wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld nie. Jy kan iemand wees, wat in die haglikste omstandighede van die goddeloosste omstandighede lewe, maar jy is nie deel daarvan nie. Hoeveel keer het ek nie gehoor dat mense in die vorm godsdiens ook 'n idee van Christendom probeer navolg, en dan kom hulle by my en sê, weet jy wat, ek het my werk bedank, want ek kan nie tussen daardie klomp goddeloses lewe nie. Dan sien ek hierdie persoon verstaan niks van die Bybel. Want die Bybel sê, ons is 'n heilige volk, afgesonder, maar ons is nie 'n klomp Rooms-Katolieke, wat ons in die konvent toesluit, om nie sondig te raak met hierdie mense wat tussen ons is nie, en met ons lang gebade, eenkant is, en sê, ons wil nie met die mense iets te doen hê nie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat ek en jy eenkant gesit is vir die Here, om deur hom elke dag in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Mense wat anderster is, mense wat verskillend is van die wêreldse mense wat God nie ken nie, wat verlore is, wat gruwelik lewe, wat nog matrooslewens het. En dan kom ons vanaand en die Here kom leer ons hierdie groot geestelike les. Nie van hierdie wêreld nie, maar in hierdie wêreld. Die Gees, nee, ek lees in die Bybel, dit is die Heilige Gees. En ons moet die Heilige Gees van God in ons harte eer. Ek praat met u oor 'n gemeente in die Bybel. 'n gemeente wat baie gesukkel het. 'n gemeente wat Paulus groot krisisse mee beleef het. 'n gemeente wat baie foute gemaak het. 'n gemeente wat hoogmoedig was. 'n gemeente wat gespog het. Paulus het my gedoop, en die ander sê Apollos het my gedoop, Cephas het my gedoop, en die ander sê ek is van Christus, ek is eintlik beter as julle. En die een sê ek het hierdie gawes, en die ander sê ek het 'n beter gawe, en die ander sê ek het nog 'n beter gawe. En hulle is trots en hoogmoedig. En dan kom Paulus by hulle, en hy wil hulle graag iets leer. Hy wil vir hulle sê, om heilig te wees, beteken om die Heilige Gees in jou hart en in jou lewe te hê. Hoor wat skryf hy vir hierdie dwarstrekkerige klomp mense wat gered is, wat kinders van die Here is. In 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 2, hy skryf aan die gemeente van God, hy skryf nie aan die kerk nie. Hy skryf aan 'n gemeente. Gemeente beteken mense wat weergebore is, wat aan die Here behoort, wat uitgeroep is uit hulle sonde en uit die wêreld uit, in wie hy woon. Nou skryf hy aan hierdie kinders van die Here wat in Korinte bymekaar kom. Aan die gemeente van God wat in Korinte is. Hoor wat noem hy hulle? Aan die geheiligdes in Christus. Ek vra vir u, wanneer is 'n mens 'n geheiligde? As jy in Christus is. As jy weergebore is. As jy 'n kind van die Here is. Nou skryf hy, hulle is in Christus, maar hulle is geheiligdes. En nou noem hy hulle
die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Hy sê daar is 'n verskil tussen geheiligdes in die Here, geroepe heiliges, en ander mense wat saam is, wat die Here ook aanroep. En daarom as 'n mens reg wil preek en reg verkondig, en daar's verskillende mense in 'n gehoor, dan sê jy, liewe broeders en susters, kinders van die Here en vriende. Dan verstaan jy die Bybel. Want almal is die geheiligdes nie, omdat die Heilige Gees nie in almal woon nie. En daarom kan ek nie 'n stukkie daarvan verdra, as ek by plekke kom en daar word gepreek en gesê, geliefdes in die Here Jesus Christus. En dan sê die helfte van daardie mense die kinders van die Here nie. Hulle is nie in die Here Jesus Christus nie, en daarom die geheiligdes nie. En daarom woon die Heilige Gees nie in hulle harte nie. Ek en jy moet ons beproef daarop toelê, om ons beproef voor God te stel as werkers, wat die woord van die waarheid reg sny. En ek en jy het 'n taak, om te weet, wat sê die Bybel van 'n kind van die Here. Daarom is ons kinders van die Here, omdat die Heilige Gees binne in kinders van die Here woon. Omdat die Here ons geheiligdes noem, omdat ons 'n heilige volk is, omdat die Heilige Gees in jou woon. Nou, in hom is volmaaktheid. En in u en my, wat alles volmaak is, bring hy in my en jou lewe tevoorskyn. Dis sy taak. Ek het 'n gedagte om met u dit te probeer illustreer. Dit is soos 'n mens se oog. En in jou oog, wat seker een van die mees sensitiewe deel van jou hele liggaam is. En God praat ook van kinders van die Here as sy oogappel. En hy waarsku die wêreld, want ek het dit met my oë gesien, dat wat God in mense se lewens toelaat, wat kinders van die Here vertrap. Ek het dit met my oë gesien. Ek het by 2 van hulle se begrafnisse gestaan. Is 'n mens se oog die sensitiewe, en die Here sê vir 'n wêreld om dit te weet, raak my oogappel nie aan nie. Jy moet 'n kind van God in hierdie wêreld uitlos. Trap op hom, en jy trap op die Here se oogappel. En jy maak die Here seer. En dan kom staan die Here, en hy wil ons iets leer vanaand uit hierdie oog, die sensitiewe deel. In hierdie oog is daar 'n traanklier. En die oomblik as daar in jou oog iets fout is, iets wat nie reg is nie, iets wat krap, dan spoel die trane jou oog uit. En my Bybel sê van my, dis waarom die Heilige Gees in ons harte kom woon. Ek is saam met die Heilige Gees in hierdie wêreld. En wanneer daar iets in my lewe verkeerd is, as daar iets is wat hy my wys, as daar iets is wat nie strook met die Christelike lewe nie, en dit krap, dan weet jy dit. En dan spoel die Heilige Gees van God dit uit my lewe uit, as ek onderworpe is aan hom, as ek voor hom buig, as ek nederig aan sy voete lewe, as ek my aan hom onderwerp, as ek toelaat dat die Heilige Gees met sy stil soet stem 'n gehoorsaamheidslewe en 'n gehoorsaamheidsdaad in my lewe vind. Ek wil graag vir u sê, as ek en jy toelaat dat die Heilige Gees my geestelike lewe skoon hou
dan sal my lewe van my geestelike toestand nooit besmet word, soos my oog nooit besmet sal word, met die trane wat elke keer, alles wat nie reg is, uitwas. Dan weet ek dat ek die Heilige Gees, wat heiligheid is, in my lewe het. Nou wil ek die vraag vra, hoe doen die Heilige Gees dit? Hoe word die Heilige Gees in my lewe 'n realiteit wat my heilig maak, en dat ek heilig kan wees, wat God sê ek is? Nou wil ek iets met u deel, en daar's iemand wat my dalk gaan kwaadlik neem. Ek wil vir u sê, dit maak nie eintlik saak hoe God my heilig maak nie. Dit maak nie eintlik saak nie. Want as ons begin om te sê hoe die Heilige Gees werk en hoe hy doen, dan beland ons op die plek waar 'n groot heiligheidsbeweging so 'n tyd gelede begin besluit het hoe die Heilige Gees mense heilig maak. Party het gesê, die Here reinig jou hart so 'n stukkie en dan is jy heilig. Die ander sê, nee, die Heilige Gees haal al die erfsonde uit jou liggaam uit en hy ontwortel dit. En dan staan hulle daar en sê, die Here haal uit 'n kind van die Here se lewe daar die hele erfsonde en hy haal dit uit en hy werk dit weg van hom af. En toe kom hulle agter, maar as dit waar is, dan vergewe die Here al jou sonde die dag as jy tot bekering kom en hy reinig jou hart van al die erfsonde. Nou waar is daar nog sonde in jou lewe? Toe begin hulle leer en sê, as jy gereinig is en vergewe is jy nou sondeloos. Dan is jy nou soos Adam en Eva in die tuin. En die heiligheidsbeweging wat spog daarmee, dat die Here vir ons die boodskap van heiligmaking gegee het, split middeldeur en die klomp hardloop soen toe, en daar die hardloop soen toe, en hulle begin met mekaar beklei. So wat sê ek vir u? Wat ek elke aand vir u gesê het. God het vir ons nie die boodskap van heiligmaking gegee nie. Niemand het dit nie. God het vir ons die Heilige Gees gegee. Wat ons lei, wat elke persoon individueel aanspreek, wat in elke mens se hart uniek op sy eie goddelike manier mee 'n pad loop. Al sou ek en jy alles verkeerd sien in ander mense se lewens, het dit met my en jou niks te doen nie. Dit het net te doen met my verhouding wat die Heilige Gees in my lewe het en die pad wat hy met my loop en my onderworpenheid en my gehoorsaamheid elke dag aan hom. Dis die belangrikste, dat ek elke dag toelaat as daar iets krap in my geestelike lewe en iets fout maak, of ek struikel, of die Here wys vir my daar's iets verkeerd, dat ek toelaat dat die strome van lewende water in gehoorsame onderworpenheid aan die Here, dit met sy kosbare bloed en die werking van sy Heilige Gees wegvat, vergewe, skoonmaak, reinig, en dit sal aanhou tot die dag dat ek en jy ons laaste asem uitblaas. En ek bewys dit wat ek sê. As iemand sê dat hy geen sonde het nie, mislei hy homself en die waarheid is nie in hom nie. Met ander woorde, daar's geen kind van die Here op aarde wat kan sê, ek is nou so heilig dat ek nie meer sonde het nie. God loop met elke kind van God 'n pad van nederige onderworpenheid aan die Here, en ek en jy kan nooit in ons lewe trots wees nie. Ons kan nie belangrik wees daaroor nie. Dit is genade dat hy in my kon woon het, en hy sukkel elke dag met elke kind van die Here om vir ons op die plekkie te kry om te sê, Here, daar waar u lei, daar sal ek meegaan. Dit wat u moet ek doen, sal ek doen. Dit wat u van my verwag, sal ek met my hele lewe in oorgawe doen. En alles daarmee saam, duisende ander dinge ook.
Maar hoor hierdie wonderlike waarheid. Ek lees in 1 Petrus 3 vers 15, 'n kosbare gedagte. As u die Bybel saamgebring het, onderstreep dit, herinner mekaar daaraan, skryf dit op die tafels van jou hart. Hoor hierdie mooi woorde in 1 Petrus 3 vers 15. Hy sê, maar heilig die Here God in julle harte. Waar sit my en jou hart? Hier waar die Heilige Gees kom woning maak. Nie my bloedpompie nie. God se Gees bly in mense se gewete, in hulle verstand. En ek moet die Here my God in my verstand heilig. Eenkant sit en sê, Here, hier is u, die Here van my lewe. Hier is u, die opperherder. Hier is u die een wat die bevele gee. Hier is u die een wat vir my sê wat is reg en wat verkeerd is, deur die werking van sy Heilige Gees, deurdat hy in my woon. Die Gees van God in my en jou hart. Heilig die Here, julle God in julle harte. En hoor die woorde, is dit nie mooi nie? En wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Ek wil vir u in die eerste plek vra, wat is die hoop in 'n kind van die Here se hart hier? Wat is my hoop? My hoop is, as alles in hierdie wêreld in duie stort, weet ek sal altyd by die Here wees. Daar's nog 'n hoop in my hart. En dit is omdat die liefde van God in my hart uitgestort is, beskaam die hoop nie om mense rondom my lief te hê. Heilig die Here julle God in julle harte. En sê, Here, u woord hier vir een rede, dat ek altyd bereid sal wees om verantwoording te doen aan almal wat van my rekenskap eis, aangaande die hoop wat in my is. Of vir enige iemand te sê, ek behoort aan hom. Maar ek doen dit nie in grootheid nie. Hy het my kom soek. Hy het my hart sag gemaak. Hy het my na hom toe getrek met koorde van liefde. Hy het my hardkoppigheid gebreek. Hy het my deur moeilike omstandighede gaan. Hy het my oorweldig. En uiteindelik het hy my gekry om op my knieë te staan en ek ontdek dis God wat in my werk om te wil. Is dit nie die kosbare gedagte wat hy sê, doen dit met vrees en bewering. Iemand wat vir die Here 'n getuie is en wat vir Jesus werk en vir iemand vertel van sy reddende liefde, is nie iemand wat met 'n groot bors op sy bors slaan en sê, ek is 'n Christen en hoe lyk dit met jou nie? Dis ver daarvandaan. As jy God in jou hart heilig, eenkant sit vir hierdie taak waarvoor hy my geroep het, sê ek, Here, u Gees woon in my hart, sodat ek met vrymoedigheid rekenskap kan gee aan elkeen wat van my rekenskap eis, aangaande die hoop op die heerlikheid. Ek gaan altyd by die Here wees. En ek sê, dit was nie ek nie. Hy het my kom soek met vrees en bewering, dat ek nie die eer wat God toekom vir myself vat nie. Iemand anders vertel my van in die herlewingstyd was daar 'n man wat gesien het hoe duisende mense in sy bediening tot bekering gekom het en hy het vir die Here gewerk en baie siele by die koninkryk van God gevoeg. En hierdie man het so belangrik en groot geword in homself, dat hy van mense begin vertel het, hoeveel mense het hy na die Here toe gelei, en hoe goed is hy in die prediking, en hoe goed is hy in die belyne, om mense te laat belei, en daardie aand toe hy uit daardie gebou uitstap, toe sê die Here vir hom, ek sal jou nooit weer gebruik nie. God gebruik mense wat met vrees en bewering die Here heilig in hulle harte en met onderworpenheid aan die Here van ander vertel waar genade is. Ek wil graag 2 verse met u deel
daar in Filippense 2 vers 13. En wanneer Paulus vir hierdie gemeente skryf, in Filippi, skryf hy in Filippense 2 vers 13 hierdie woorde vir hulle. Want dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Dit lyk 'n bietjie anderste, as die mense wat deur die wêreld stap en sê, ek het my bekeer, ek het my sonde bely, ek het die Here aangeneem, ek het my hart vir die Here gegee. Dit lyk nie vir my dit staan in die Bybel nie. Want die Heilige Gees van God, wat in ons kom woon het, die Bybel sê, dis hy wat in my gewerk het, sodat ek 'n keuse kon maak, sodat ek na hom toe kon kom. Dit was niks uit myself uit nie. Dis God wat in julle werk om te wil. En wanneer hy my kom woon, werk hy na sy welbehaag in my lewe. God het nie 'n worsmasjien wat hy draai en dan val al die selle goedjies aan die ander kant uit nie. Ek weet van iemand wat gesê het, as jy die aand gebid het, toe jy jou hart vir die Here gegee het, en jy het nie rooi skoene aangehad nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Strooi. So het elke ou sy dingetjie, en sy daaikie, terwyl die Heilige Gees van God, die persoon is wat in ons werk, om te wil. Dit lyk vir my, ons vertroue moet net op hom wees. Dit lyk vir my, ons moet net sê, Here, sonder U is ek niks. Het Jesus dit nie vir ons probeer leer toe hy op aarde was nie, toe hy gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder die Heilige Gees in ons hart, kan ons nie na hom toe kom nie. Sonder die Heilige Gees wat uitgestort is, kan mense hulle nie bekeer nie. Sonder die Heilige Gees kan mense nie hulle harte vir hom oopmaak nie. Sonder die werking van die Heilige Gees kan niemand weer gebore word nie. Sonder die Heilige Gees is elke mens se poging absurd. Kom ons lees hy wonderlike Filippense 1 vers 6, net 'n hoofstuk terug. Hier staan, en dit is vir my altyd wonderlik, hoe 'n mens 'n kind van God geword het, en hoe die Heilige Gees in hom kom woning maak het, en hoe hy daarna in sy geestelike lewe gevorder en gegroei het. Hoor wat staan nie. In Filippense 1 vers 6 staan daar, sê Paulus, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy, God, wat 'n goeie werk in julle begin het, sê vir my, wie het genade in kinders van die Here se hart begin? Net die Heilige Gees van God. Hy wat hierdie goeie werk in jou begin het, toe hy jou kom soekende maak het, toe hy jou na hom toe getrek het met koorde van liefde, toe hy jou met jou bemoeienis gemaak het. Hy sê hy vertrou dat hierdie wonderlike God, wat hierdie goeie werk in ons begin het, hy sê, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Dit gee vir my moed, maar dit laat my ook klein voel. Dit laat my nederig voel. Dit laat my eintlik skaam kry, om te dink, dat hierdie wonderlike God, wat deur sy Gees in my kom woon het, sê vir my, hy gaan my vashou, hy gaan my lei, soos ons in die aande wat verby is, hy gaan my ondersteun, hy gaan my help, hy gaan my aan sy hart vasdruk, hy gaan sorg dat ek saam met hom stap tot ons by die hemelpoort kom. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie betekenisvol in jou lewe, dat die Here wat die goeie werk in my begin het, my gesoek het, my gered het, dit ook sal voleindig
Hy gaan my heilig, hy gaan my reinig, hy gaan met my 'n pad loop, wat hy met niemand anders in hierdie wêreld loop nie. Want elke mens is uniek, elke mens is individu, elke mens het God 'n ander pad. En nou Oswald Chambers het gesê, God het 'n groot ingenieurstafel, waar hy elke mens se pad insit, hoe hy met hom gaan loop, dat hy nie gebreek word nie, en dat hy nie seer kry nie, en dat hy nie tot niet gaan nie. Hy sê, God engineers your circumstances. God werk my omstandighede om my te heilig, om van my te maak wat hy van my wil hê, en daarom is God elke dag in elke mens se lewe besig. En hoef geen kind van die Here in sy hele lewe ooit te sê, nou hoekom het die Here dit nou gedoen nie? En hoekom is ek nou so moeilik nie? Hoekom laat die Here dit nou oor my lewe toe nie? Nee. Alles in jou lewe, wat God oor jou lewe bring, en oor jou lewe toelaat, sê my Bybel, is God, wat werk, in my om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Loop hierdie God met my en jou op pad. Al is dit pynlik, al is dit seer, en al is dit voorspoed. Elke dag van my en jou lewe, het God 'n wonderlike plan met ons lewe. In Romeine, hoofstuk 8, en ons gaan afsluit met dit. In Romeine, hoofstuk 8, het God hierdie geheim, hoe hy u en my, wat hy 'n heilige volk noem, mee 'n pad loop. In Romeine 8. Ek gaan net eers vir u 2 verse in Romeine 8 lees. En ek wil hê u moet dit in die hart bewaar. Daar in Romeine 8 het hy hierdie geheim geopenbaar, en ek wil vir iets van Romeine 8 sê. U kan Romeine hoofstuk 8 gaan lees. Die Heilige Gees van God word in 1 hoofstuk 19 keer genoem. 19 keer sê die Here vir kinders van die Here in Romeine 8, hoe loop God met ons pad? En elke keer sê hy vir my en jou daarin, jy kan nie passief wees nie. Laat maar die duiwelse water oor God se akker loop. En dan leef mense vir hulle self, en dan kom hulle nog en hulle sê, maar die Here sal 'n uitkoms gee. En hulle weet nie dat die Here in daai omstandighede vir hulle die grootste lewensles wil leer, om hulle in onderworpenheid en toewyding aan die Here op hulle knieë te kry, om te weet hy is groot en ek is klein. Hy is magtig en ek is min. Ek is elke dag van hom so afhanklik. Luister net hier in Romeine hoofstuk 8. Jy moet dit maar by die huis weer gaan kyk. Hoor jy die kosbare woorde? Daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. My Bybel sê vir my, die Heilige Gees wat in my kom woon en in my kom bly het, hy het my vrygemaak. Hy het my vrygemaak. Ek wil probeer om dit te verduidelik. Ek kan die hele Romeine 8, ons het nie tyd vanaand om daarna te kyk nie, by die huis gaan lees, wat wys op my verantwoordelikheid, sodat die lewe van Christus uit my lewe kan skyn, en ek vir hom diensbaar kan word in hierdie wêreld. Ek en jy is op 'n seilboot. En ek weet nie wie van u al geseil het nie, maar 'n seilboot het wind nodig. En God sê, daardie aand in die bootvertrek het hulle die geluid gehoor van 'n geweldige rukwind,
wat die plek gevul het. En die Heilige Gees het in die vorm van 'n rukwind binne in daardie mense kom woon, terwyl hulle tonge van vuur gesien het wat hulle op mekaar verdeel het. En hy kom woon in hulle harte, in die bovertrek, op Pinksterdag. En ek en jy sit in ons geestelike lewe, en ek verduidelik dit met 'n seilboot, met die wind van die hemel van agteraf, en ons het die seil gespan, en ons maak hom mooi reg dat hy kan trek, en hierdie boot beweeg so stadig, en dan staan hy, en dan vat ons die spinnerseil, en ons hys hom op, en hy is net so groot, en hy maak so 'n bol, en hy gee meer stuurkrag, want die Gees, die hemelse wind, trek hom weg, en hierdie boot wil nie reageer nie, en toe maak ek en jy 'n ontdekking, en daardie ontdekking is, in die agterkant van hierdie boot, is daar 'n klomp ankertoue vas. En ek en jy weet wat kos daai anker wat daaronder lê. Want dit is my rykdom. Ek het baie betaal vir dit. Maar ek staan in die pad wat my geestelike lewe kan vorentoe gaan. En dan oortuig die Here my en jou. Sny daai tou af. Breek met dit. Kry klaar. En dit gaan so tot die einde van my en jou lewe. Wanneer die Here sê, wanneer die Heilige Gees in die boot van my lewe is, en die wind waai, en die seile is gespan, dan kan ons nie hierdie karretjie van ons lewe ry, met die handbriek op nie. Want dit is die pyn, dit is die fout. Dit is die rede waarom ek nie geestelik groei nie. Hy wys vir my, wat is die afgode in my lewe? Hy wys wat staan in die pad van 'n gelukkige geestelike lewe. Wat staan in die pad van 'n oorvloedige lewe? Wat staan in die pad dat ander mense nie uit my lewe gehelp word nie? Wat staan in die pad waarom ek soms so ongenaakbaar en koud en kil en hard is? En dan oortuig hy my daarvan. En ek bring dit in onderworpenheid na hom toe. En weet jy wat? Ek wil vir u afsluit vanaand met 'n kosbare kind van die Here, wat nooit in 'n Christelike kerk behoort nie, en hy behoort het nie, en hy het nooit enige teologiese opleiding gehad, en hy was nooit deur enige teologie beïnvloed nie. Maar toe hy die lig sien, en die Gees van God in sy hart kom woon, toe beskryf Watchman Nee die normale Christelike lewe so. Hy sê, nadat hy die nuwe mens by die Here gekry het hy agtergekom van daai dag af, is God in sy lewe net met twee goed besig. En ek wil vir u sê, dis die twee goed, waarmee die Heilige Gees van God elke dag in elke kind van die Here se lewe besig is. Om die ou lewe van Petrus, die visserman, af te skeer, wat nie aan my hoort nie. En Jesus Christus daarop te plak. Ek wil vir u sê, my hart huil, as ek sien hoeveel mense lewe sonder enige idee van die Here Jesus en van die werk van die Heilige Gees in harte, maar hulle dra 'n bandjie. What would Jesus do? Dis 'n skande. Ek en jy moet weet, Jesus is elke dag besig deur sy werking van sy Heilige Gees. As hy vir my en jou noem 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat ons geroep het in die duisternis tot sy wonderbare lig, is hy die ene, wat elke dag in ons lewe, die goed wat nie hoort nie, wil afskeer. Paulus het 'n klomp goed in sy lewe gehad, wat afgeskeer moes word. Hy het dit as drek beskou, om die lewe van Christus elke dag in hierdie wêreld te leef, om hom stiptelik in alles gehoorsaam te wees, in onderworpenheid aan die liefdevolle Here Jesus, wat deur sy Gees elke dag in ons lewe besig is, om af te skeer,
wat nie hoort nie, en op te plak wat hy daar wil hê, sodat ek en jy gehoorsaam aan hom elke dag kan lewe. Dit is die normale geestelike lewe, wanneer ek en jy heilig vir die Here is, omdat die Heilige Gees in ons harte woon. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. My broer, Kobus, kom bid asseblief vir ons. Kom dank die Here vir al hierdie groot en wonderlike waarheid en genade, dat ons saam vir die Here deur hierdie wêreld kan stap, as stryders van die kruis. Ek dink kom ons staan maar net weer, man, dat ons saam. Hemelse Vader, soos altyd is dit 'n kosbare voorreg om voor U te verskyn in die naam van Jesus, om vir U dankie te sê, Here, dat ons hier kon wees, om vir U dankie te sê, dat ons kon leer van U en U waarheid. Here, ons is vanaand regtig waar baie dankbaar vir hierdie Parakletos, hierdie persoon wat U gestuur het. Hierdie persoon wat U gestuur het om saam met ons deur die lewe te gaan. Hierdie persoon wat U gestuur het om ons intercessor by U te wees. Wanneer ons self nie reg weet wat om te bid nie, dan tree hy vir ons in. Hierdie persoon, Here, wat ons advokaat by U is. Hierdie persoon, Here, wat ons helper is. Hierdie persoon wat ons troos is. U Heilige Gees. Here, in ons lewens, lewe ons baie keer in 'n dolle gejaag, en ons besef nie, dat ons sy stem in ons lewens uitblus nie. Vader, daarom vra ek vandag, dat U in elkeen van ons harte werk sal doen, deur U Gees, sodat ons gehoorsaam sal raak. Soos ons die laaste 4 dae geleer het, Here, weet ons dat dit van ons verwag word, om nie hierdie stem wat met ons spreek, hierdie helper wat met ons spreek, te verwerp nie, maar ons ore oop te maak en te luister na hom, want hy lei ons in die hele waarheid. Here, dankie dat U Gees ons leer wat ons moet weet en wat U wil hê ons moet weet. Dankie dat ons as gevolg van U Gees se inwoning heilig is, nie uit werke nie, nie iets wat ons gedoen het nie, Here, maar omdat U Gees heilig is, en hy in ons woon, en ons nooit sal verlaat nie, wat 'n belofte is, wat in die woord is. Daaroor kan ons as heilig gesien word, voor U. Ja, deur die bloed van die Seun en die inwonende Gees, weet ons vir ewig, Here, gaan U ons nooit weer los nie. Ons is U kinders, die skape van U weide, en dit is vir my wonderbaar. Here, die feit dat ons nie eers self kon besluit om ons te bekeer, om tot geloof te kom nie. Die feit dat ons dit nie in ons gehad het, die vermoë in ons gehad het, al het ons soveel preke gehoor, maar dat dit die werking van die Gees is, dat dit 'n gawe van U is, dat ons tot bekering gekom het, tot geloof in Christus gekom het. Dis wonderlik, dis wonderbaar om te weet. Ek bid, Here, dat U ons op 'n klein manier, maar op 'n groot manier waardig sal maak, om U kinders te wees, deur ons gehoorsaam te maak aan U Gees, en ons te leer, en ons te lei, deur hom. Dankie, Vader. Dankie, drie-enige God, dat ons U het, en op U kan vertrou, in elke opsig. Ons loof U vir U Gees, wat in ons woon, en ons weet, Here, dat wanneer die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in ons woon, dan sal ons vir ewig lewe, wanneer die Gees dan in ons woon. Amen. Kom ons spreek die seën van die Here uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die wonderliefde van God ons Vader, en die opsoekende liefdevolle gemeenskap, waarin van God se Gees in ons harte, waarin ons elke dag gehoorsaam is en ons sal onderwerp, met elkeen wees bly. Amen.